Julle kan asseblief vanoggend vir my oopmaak by Efesiërs 4 vers 10 tot 12 asseblief. Efesiërs 4 vers 10 tot 12. Dan wil ek ook net 'n gebedsversoek wat ek vergeet het. Oom Andries en tannie Brenda, hulle sit gewoonlik daar waar Anna hulle sit. Julle sal miskien verneem dat hulle lank terug hierso was. Hulle sukkel nou al vir 8 weke met griep. Ek was laasweek by hulle gewees. Hulle is nou al op kortison en ek kan sien hulle is so 'n bietjie mismoedig. So kom ons bid ook vir hulle, dra hulle op aan die week. Hulle longe wil net nie uitgesort word nie, as hulle praat dan hoes hulle, dat die Here se hand van genesing ook oor hulle sal wees daar waar hulle is, dat hulle weer vinnig kan terugkom na die kerk toe ook. So net vir hom Andries en tannie Brenda gebedsversoek asseblief. Net voordat ons lees uit Efesiërs 4 vers 10 tot 12, deel ek net weer eens die tema met julle. Ons tema of reeks waarin ons is, handel oor hoe die kerk moet lyk in die moderne wêreld, en dan ons ondertema vanoggend is die posisies in die kerk. Voordat ons lees, kom ons sluit net die oë en nader die Here. Vader, soos wat ons nou vanoggend hier by mekaar kom, en Vader opgestaan het en sien ook hoe die dae nou weer langer word en die nagte korter soos wat dit warmer raak en soos wat die seisoene verander, liewe Here. Vader, prys ons U. Prys ons U want ons besef dat U in beheer is. Maar Vader, mag dit ook waar wees in ons harte, in ons denke en in hierdie diens vanoggend. Mag U die diens lei. Mag U woord gespreek word volgens U wil en U weë. En Vader, waar ons miskien bietjie harder gaan praat en dieper en moeiliker dinge gaan aanraak oor nie net posisies nie, maar roepings in die kerk, titels in die kerk. Vader, mag U vir ons groot wysheid gee in 'n tyd waar daar groot wysheid nodig is. 'n Tyd waar ons dinge op proef moet stel, volgens U woord moet toets en ook seker maak dat die kerk waarin ons dien, dat dit werklik nog 'n kerk is van U Seun, 'n liggaam is van Jesus Christus, soekend na die waarheid van sy woord, maar ook wat besig is om alles te toets. Vader, mag U ons beskerm as kerk om nie self mislei te word nie, en ook sodoende, Vader, mag U ons net lei vanoggend. Mag die ware leermeester ons seën, en mag die ware Here ons nie seermaak nie, maar herskep en verander. Vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Efesiërs 4 vers 10 tot 12, lees ek weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling, en dit sê vir ons: Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy almal tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Net tot sover asseblief. Nou soos wat julle weet, en ek het dit nou ook genoem, is ons tans besig met hierdie reeks wat handel oor hoe die kerk moet lyk in die moderne wêreld. En in eenvoud kan ons eintlik met elke liewe preek sê, soos wat die Bybel sê dit moet lyk. Ek hoop julle is saam met my. Nie soos wat Prof Dani of Dominee Pieter of wie ook al sê nie, maar soos wat die Bybel sê dit moet wees. En dis hoekom hierdie reeks gaan glad nie oor ons denominasie nie. Hierdie reeks gaan glad nie oor om ander denominasies af te breek nie. Ons gaan alleenlik na die woord kyk en sê, vanoggend die vraag vra, maar wat se posisies moet in die kerk wees? En die rede hoekom ek die woord posisie gekies het, ons kan miskien vanoggend verwys na herderskap, leraarskap, evangelisasie of evangelistes, roepings. Ons kan miskien sê dis titels. Ons kan miskien sê party van dit verwys na ouderlingskap, wat 'n amp is in die kerk byvoorbeeld. Maar ek dink die term posisie is veiliger om te gebruik, soos wat julle vanoggend gaan sien. En nou kan julle vir my sê vanoggend, maar Pieter, wat maak dit saak of ek myself nou ouderling noem, apostel noem, profeet noem, as die persoon ten minste net die waarheid verkondig, hoorie, dan is ons gelukkig. Maar weet julle wat? Die skrif sê oor en oor, pas op,
Die verleiding kom nie van daar buite af en die misleiding nie, dit sal van binne afkom. Die kerk, ons het laas Sondag dit vasgestel, so grootste dreigement of bedreiging is nie die wêreld daar buite nie, maar is die kerk self. En ons moet versigtig wees, alles toets, en ook sê, maar hoe moet die kerk werk, sodat ons wyse in die kerk kan handel, ons eie gemeentes kan toets en suiwer, as daar onegthede is, dit uithaal, valshede uithaal, maar ook sê, as ons met vriende en familie praat, maar pas op. So voordat ons vanoggend begin, wil ek net met julle deel, vanoggend se preek gaan so 'n bietjie anders lyk. Ons gaan eintlik net fokus op profete en apostels en volgende week aanbeweeg na evangeliste, herders, leraars. Die week daarna gaan ons kyk na gawes wat nog staande moet staan in die kerk. En dit gaan miskien voorkom of dit nie eenvoudige preke is nie, maar preke wat miskien ek hoef nie by te woon nie, maar juis asseblief kom mense. Dit is interessant, ons gaan sien vanoggend deur historiese kontekste na die geskiedenis te kyk van die Nuwe Testament, hoekom sekere van hierdie posisies nie meer bestaan nie, hoekom ons moet hierdie dinge besef, sodat ons wyser kan rondloop. Maar, as ons dan kyk na ons hoofteksgedeelte, sien ons in vers 11 eintlik, as Nico dit net weer kan terugsit, vers 11 asseblief, van ons hoofteksgedeelte, sê die skrywer eintlik vir ons, hierdie is die volgende posisies wat in die liggaam is, wat deur Christus ook daar geplaas is, en dit verwys na apostels, herders, profete, evangeliste, en ook leraars, maar dan kom vers 12 en verduidelik vir ons hoekom. Hierdie posisies is alleenlik daar, om wat op te bou, die liggaam van Jesus Christus. So as ons dan vanoggend na die eerste enetjie kyk, die titel van, of posisie van apostel, lees ons van die eerste keer waarna daar verwys word na apostelskap, in Lukas 6 vers 13, wat sê, en toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep, en 12 van hulle uitgekies, wat hy apostels genoem het. Nou wie praat hierso? Dis die skrywer van Lukas, maar Jesus, hy verwys na Christus, en hy sê, op hierdie spesifieke dag het Christus 12 disippels na hom toe geroep, want onthou, op die stadium was al 300 disippels, wat tegnies gesproke vir Jesus gevolg het. Hy roep 12, en hy gee vir hulle die spesiale titel, en roeping, en posisie, van apostelskap. Nou ons sien eerstens 'n waarheid raak, wie het hulle aangestel? Jesus Christus. En dan kan ons ook sê, maar wat beteken die woord apostelskap? Want dit is nou baie maklik, hulle het nou van disippels af opbeweeg, as ons dit so menslik wil sien, na apostelskap. Maar wat beteken die term apostel? In die woordeboek, wat gekoppel is aan die woord, sê vir ons, dit beteken gestuurde boodskapper en ambassadeur. Maar meer in eenvoud beteken dit, dat die persoon dra die direkte autoriteit van die een wat hom gestuur het. Nou daar is 'n groot verskil dan tussen 'n apostel en 'n disipel. Ek hoop julle besef dit. 'n Disipel beteken 'n student, beteken eintlik iemand wat by die Here se voete gaan sit, wat leerbaar is, wat hom volg en ook volgens sy woord handel. 'n Disipel kan 'n disipelmaker ook wees, hopelik. As ons nie disipels is vanoggend nie, is ons nie eintlik diensbaar in die koninkryk van die Here nie. Maar die Bybel gee dan ook vir ons voorvereistes van apostels. En wat beteken voorvereistes? Dit is amper soos as jy aansoek doen vir 'n werk. Kom ons sê dis 'n dokterswerk, jy 'n dokter by 'n hospitaal. Wat se voorvereistes sal daar wees? Hopelik staan daar, hulle moet 'n graad hê in medisyne, en hulle moet hopelik hulle praktiese jare, hulle zoomejare klaar gedoen het. Hulle moes hulle graad ook natuurlik deurgekom het, praktiese ondervinding hê en dan ook verwysings teen. So dis 'n voorvereiste om aansoek te doen vir daai posisie. Ek kan ook vanoggend aansoek doen, as Pieter, ek het glad nie 'n mediese graad nie. Ek weet glad nie hoe om sekere dinge te doen nie, maar raai wat gaan gebeur as ek aansoek doen vir daai posisie?
Ek gaan dit nie kry nie, hopelik, nee, ons weet, Suid-Afrika kan snaakse dinge gebeur, maar hopelik kry ek nie daai posisie nie, want ek voldoen nie aan die voorvereistes. Nou in Handelinge 1 vers 21 tot 22 verkry ons die voorvereiste vir 'n apostel. En dit was in die tyd, onthou, Judas Iskariot het vir Jesus verraai, hy het gesterf en Christus openbaar aan sy apostels wat oor is, vul hierdie posisie. Kies een uit julle midde uit om hierdie posisie te vul as apostel. En hoor wat daar staan, van die manne dan wat saam ons rondgegaan het, al die tyd waarin die Here Jesus by ons in en uitgegaan het, van die doop van Johannes af tot op die dag dat hy van ons opgeneem is. Van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. Nou wat sê dit vir ons? Die voorvereiste was vir 'n apostel iemand wat 2000 jaar terug gelewe het, wat 'n ooggetuie, wat beteken ooggetuie, jy het dit gesien, jy het dit nie gehoor nie, van Jesus se doop, met Johannes die Doper, saam met Jesus gewandel het, sy kruisiging gesien het met sy oë, nê, sy opstanding ervaar het met sy oë, en dan ook by Jesus se opvaarding was, hemelvaart, waar hy opgevaar het hemel. Nou net om daai voorvereiste, kan daar iemand dan vandag 'n apostel wees? Weet jy van julle nie, ek het nog nie gehoor van iemand wat sommer 200 jaar oud raak nie, en dan is hy nog so 1800 jaar kort, nee? Maar dan sê dit ook vir ons iets baie belangrik. Dit sê vir ons, wat? 'n apostel, wat 'n apostel anders maak as 'n disipel is, hulle was ooggetuienis of ooggetuie gewees. Hulle het getuig nie van wat hulle net gehoor het van wat Jesus hulle geleer het nie, hulle het vir Jesus gesien. Nou wat gebeur as vanoggend, as ons hier uitry en ons 'n moord erns, dan wie wil die polisie graag onderhoud mee met ooggetuies? Hoekom? Want hulle het dit eerstehands beleef. En dis hoekom die apostels het getuig van die lewe, wandel van Jesus Christus. Hulle het gesien hoe Christus gekruisig was, gesterf het, die dood oorwin het, uit die dood uit opgestaan het. Hulle het gesien sy verheerlikte liggaam wat hy gehad het, en ook gesien hoe hy opvaar in die hemele in. Dit is wat 'n apostel skei van 'n disipel. Maar dan kan ons vir onsself vra, in die kerk vandag, is daar baie denominasies, baie kerke wat nog apostels het. En vir onsself die vraag vra, maar is daar 'n posisie dan in die kerk vandag vir apostels? Want onthou, 'n apostel is tegnies gesproke hoër as 'n disipel. Ons het dit nou vasgestel. En tegnies gesproke sal dit ook hoër wees in geestelike autoriteit as 'n ouderling. Maar nou moet ons onsself die vraag vra, wat sê die skrif vir ons? Want in die skrif, in die Nuwe Testament waarin ons leef, was daar apostels. Dis deel van die nuwe verbond van die Nuwe Testament. Wat sê die skrif nog vir ons? En as Nico het nou hier op die bord, ek hoop julle kan so bietjie sien. Ek sal vanoggend net vir julle verduidelik. Ons sal dit op die groepie ook plaas. Nou waarna hierdie verwys is die tydlyn waarin die boeke geskryf was van die Bybel. Nou Jesus was omtrent tussen 30 en 33 AD gekruisig. Nou hierdie is 'n AD tydlyn. Nou wat julle sal sien is hier onder die blou, julle sal miskien nie kan lees nie, is 1 Tessalonisense, 2 Tessalonisense en Galasiërs. Galasiërs en 1 Tessalonisense en 2 Tessalonisense was geskryf, die eerste boeke wat geskryf was, en dit was omtrent 20 jaar na Christus se kruisdood geskryf. Nou praat ons nie van die evangelies nie. Die evangelies vind jy daar in die rooi, saam met die boek van Handelinge. Hulle is omtrent 30 tot 40 jaar na Christus se kruisdood geskryf. Die laaste boeke wat ons het in ons Nuwe Testament, Openbaring, en ons kan daarbo kyk, 3 Johannes, 2 Johannes, 1 Johannes, 1 Petrus, 2 Petrus, en so kan ons aangaan, was omtrent in 95 AD eers geskryf. Nou wat beteken dit?
omtrent hoeveel jaar? 60 jaar na Christus se kruisdood geskryf. Nou waar vind ons hoofteksgedeelte? Julle sal sien daarso, wie kan vir my sê waar vind ons hom? Want nou kan ek ook nie sien. In die groen. In die groen vind ons vir Efesiërs en dit is om 60 AD geskryf. 30 jaar na Jesus se kruisdood. Maar wat leer daai tydlyn vir ons? En dis die historiese konteks. Hulle het nog nie die woord in volle gehad nie. Die evangelies was omtrent 20, 30 jaar eers na dit geskryf. So wat sê dit vir ons? Ons lees baie keer met die konteks van die mense in Efesiërs het die Bybel gehad soos wat ons dit vanoggend het. Hoe moes hulle teen volle dinge getoets het? Hoe moes hulle geweet het teen volle hoe die kerk moet funksioneer as hulle nog nie die hele skrif van God ontvang het nie? Ek hoop dit maak sin vanoggend vir julle. En dan ook baie interessant, wat sê dit vir ons? In Efesiërs besef ons dat op die tydlyn dat baie van die gemeentes nog nie eers gestig was, geplant was nie, en dis hoekom ons noem dit die apostoliese tydperk. Die apostels was geroep om wat te doen? Die kerk te plant van Jesus Christus. In 'n tyd te leef waar hulle moes optree deur die Gees se wysheid om vir kerke dinge te leer wat nog nie eers neergepen was in die skrif nie. Dis hoekom hulle die direkte autoriteit gedra van die een wat hulle gestuur het. Maar ook baie belangrik, die tydperk waarin ons leef, is ook die kerktydperk, maar is die tydperk waar die kerk geplant is, en ook waar die woord teen volle geskryf is. So ons tydperk nou is bietjie anderster as daai tydperk waarin hulle geleef het, want hulle het nie die volle woord van God al gehad om te leer, te bestudeer en dinge volgens te toets nie. En dan moet ons onsself vra, is daar dan nog 'n posisie vir apostels? En wat baie interessant is, julle sal sien daar bo by 2 Petrus, 1 Petrus. Petrus al 'n ou man en hy skryf met die idee dat Paulus nie meer daar is nie. Paulus het al gesterf en hy skryf dat Paulus se briewe, want julle sien al die briewe hieronder is wat Paulus geskryf het. En hy skryf dat hierdie briewe al aanvaar word asof dit God se woord is. En baie interessant, tussen hierdie omtrent 60 jaar waarin die skrif geskryf is, as ons dit so kan noem, was nie een ander apostel aangestel nie, soos wat die ander gesterf het. Nie een ander een was aangestel nie. Daar waar die apostels gekom het, die kerk geplant het, het hulle gesê, maar nou uit julle midde uit, stel ouderlinge aan, uit julle midde uit, om die kerk te lei. Nêrens weer nadat hulle gesterf het, was daar apostels aangestel nie. So mense in eenvoud, voordat ons aanbeweeg, hierdie posisie kan nie meer bestaan in die kerk nie. Niemand kan vandag aan die voorvereistes van 'n apostel voldoen. Wat 2000 jaar terug Jesus se dood as ooggetuie waargeneem het en ook sy kruisdood en opvaarding as ooggetuie waargeneem het nie. Die kerk is geplant in die wêreld en die kerk is gevestig en gebou op watse fondasie sê die woord vir ons? Die woord van God. Wie is die hoeksteen? Jesus Christus. As ons dan aanbeweeg en ons kyk na die volgende posisie, profeet, is die definisie van 'n profeet as volg: iemand wat God deurspreek en sy woorde dra dieselfde autoriteit as God se, want God spreek deur hom. En profete word geken aan die volgende ding: so sê God, God sê. Baie gevaarlike terme om te gebruik. Die eerste keer wat ons lees van 'n profeet of profete in die evangelies vind ons in Matteus 11 vers 13 wat sê, want al die profete in die wet het tot op Johannes geprofeteer. Nou hierdie is my baie belangrik. Ons moet besef dat die evangelies wat daar boor is,
geskryf is in die tydperk of waarin Jesus leef, is 'n tydperk van nie die Nuwe Testament nie, die Ou Testament. Eers toe Jesus aan die kruis gesterf het, die dood oorwin het, opgevaar het hemel toe die Nuwe Testament in Handelinge begin. Ons vind dit nou maar net in die Nuwe Testament van ons Bybels. Maar Jesus leef en sterf volgens die wet, die ou verbond, sodat die nuwe deur sy bloed kan kom. OK, ek hoop dit maak sin. So hou asseblief kom. Maar Johannes die Doper, skryf die skrywer in Matteus, gebruik die volgende woorde en sê, het tot op Johannes geprofeteer. Nou wat baie interessant is, die skrywer sê dat almal voor Johannes en Johannes self geprofeteer het oor wie? Die Messias. Die wet en die profete verwys eintlik die hele skrif in die Ou Testament verwys dat die mens nie die skrif kan nakom nie die 10 gebooie kan nakom nie en kort 'n verlosser en saligmaker. Ek hoop julle stem saam met my. En hulle profeteer oor die een wat sal kom tot en met Johannes. Johannes was die laaste profeet van die Ou Testament, die laaste een wat geprofeteer het oor die Messias wat sou kom, want hoekom? Jesus het gekom in Johannes se tyd. Johannes het hom gedoop. Johannes het al gepreek oor bekering en die doop voordat Jesus begin het met sy bediening. Baie belangrik, Jesus se bediening het eers begin toe hy gedoop was. Lukas 16 vers 16 beklemtoon die waarheid deur te sê, die wet en die profete verwysend die Ou Testament was tot op Johannes en van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig en elkeen dring met geweld daarin. Verwysend na Johannes en het eintlik die Nuwe Testament gekom deur Christus se bloed. Maar dit sê eintlik Johannes die Doper staan eintlik op die middellyn tussen die Oue en die Nuwe. En dis hoekom ons sê dat hierdie gedeeltes verwys na Johannes as die laaste profeet. Maar dan moet ons onsself die vraag vra, maar hoekom spreek Efesiërs dan van die posisie van profete? Want dit is natuurlik geskryf voor die evangelies, maar geskryf op die tydlyn na dit. Jesus was al gekruisig, opgevaar hemel toe, Handelinge het gebeur, die uitstorting van die Heilige Gees, Paulus het tot redding gekom op die Damaskuspad, hy was aangestel as apostel, en hy het geskryf aan die mense in Efese, maar nou praat hulle nog steeds van die posisie van profete. En die vraag is, maar hoekom? En nou gaan ons weer terugkyk op die bord. Waar vind ons dit? Ons vind dit voordat die woord klaar geskryf was. Hier vroeg, dit is in die groep. Efesiërs 60 jaar of 60 AD, so ongeveer 30 jaar na Jesus se kruis toe. Nou wat was 'n profeet se werk? En Paulus praat eintlik in 1 Korintiërs daaroor. Hy sê profesie is tot stigting van die liggaam, want dit gaan oor God se woord. En hy vergelyk dit eintlik met om die gawe van tale te hê. En hy sê die gawe van tale is nie tot stigting van die liggaam nie, want niemand weet wat jy sê nie. En as niemand dit uitlê nie, beteken dit niks vir die liggaam nie. En eintlik het God natuurlik dan profete gebruik om die gemeente te lei, want die woord was nog nie daar soos wat ons dit het nie. Maar wat is vir ons baie interessant? Wat is baie belangrik? 1 Korintiërs 13 vers 8 kom en sê die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, eindig. Of tale, hulle sal ophou, eindig. Of kennis, dit sal tot niet gaan, hoekom? Want soos wat die wêreld donkerder raak, aanvaar die mense al minder die woord van Jesus Christus. Ja, daar is, maar kennis sal tot ophou. As ons kyk na die wêreld daar buite vandag, kyk ons na die wêreld deur 'n lens van geskoktheid. Stem julle saam met my? Ons sien wat sy ideologie hulle aanneem, van hoe kinders keuses kan maak vir hulle self, hoe die wêreld na seksualiteit vreemd kyk, en sê mens kry meer as 2 geslagte. En dan dink ons by onsself, maar waar's die kennis? Van die kennis sal weggaan. Dit raak eintlik verregaande die wêreld daar buite. Maar hoekom verwys die skrywer na hierdie? Want toe die woord voldoende was, klaar geskryf was,
Hoekom is daar dan nou nog hierdie posisie van profeet? Want enigiets wat 'n profeet sê, is wat? Die woord van God. En as 'n profeet vandag bestaan, beteken nie die woord is nie voldoende nie, die woord moet nog aangaan. Ek hoop julle is saam met my. 'n Apostel was ook 'n profeet, en dis hoekom daai posisie ook nie meer kan bestaan nie, want dan moes die woord van God aangeskryf word. As daar vandag 'n profeet in 'n kerk vanoggend staan en sê, so sê God, waar moet dit neergepen word? In die Bybel. Die woord sê vir ons nou, God spreek deur sy woord met ons, en wie is die ware leermeester wat ons help om dit te interpreteer? Die Heilige Gees. En sien julle die gevaar wat daarin kan wees vir ons wat aan hierdie dinge vashou? Die skrif sê vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 21, en ons het laas Sondag ook daarna verwys, beproef alle dinge, behou die goeie. En dan kom 1 Johannes 4 vers 1 en sê iets belangriks, en dit is 'n waarskuwing, en julle sal sien die boeke daarbo praat elke een oor hierdie waarskuwing. Die laaste 7 boeke in die Bybel omtrent praat oor die waarskuwing. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op proef teenoor wat? Die woord, of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Mense, hierso 'n waarskuwing en oor in 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, 1 Petrus, 2 Petrus, kom die skrywers en sê, maar toets alles tot die Gees. As iets vir jou iets sê in jou gees, toets dit volgens die skrif. En dis hoekom dit vir my so belangrik dat ons besef, as jy byvoorbeeld vanoggend dink die Here praat met jou deur jou drome, wat hy kan doen, 10:1, nee, toets dit. As dit nie volgens die Bybel is nie, is dit vals. As iemand preek en is nie volgens die woord nie, is dit vals. So eenvoudig soos dit. As dit 'n profeet is wat wonders doen, toets dit volgens die woord. As dit nie volgens dit is nie, is dit vals. Mense, die woord maak dit duidelik dat in die eindtye hulle sal wonders doen. Hulle sal hulle sal vir ons sê, maar kyk hier, net God kan hierdie dinge doen, so God is by hom. Nee, waarskuwing op waarskuwing op waarskuwing. En mense, uit my perspektief uit, as enigiemand vanoggend homself nog op hierdie aarde profeet of apostel noem, is hy of oningelig en moet in elk nie in daai posisie staan nie, of hy's vals. Want die woord sê vir ons, dit kan nie daar wees nie. As ek vanoggend YouTube 'n profeet volg op sosiale media, asseblief gaan aanvolg hom. Dis 'n deur wat jy oopmaak tot valsheid en leuns. En veral profete wat praat oor ons situasie. Weet julle wat's baie interessant? Hulle sal hamer daarop, want as ons vanoggend kyk na die skrif, Efesiërs sê hierdie posisies bestaan. Maar sonder om dieper in die skrif in te delf, sal ons nie tot die konklusie kan kom, maar dit het geëindig nie. En julle sien hoe hulle die woord kan gebruik om ons te mislei, om homself te mislei. En dan moet ons onsself die vraag vra, en ek wil miskien eers net hierdie deel, hoor wat het hulle in Handelinge 17 vers 11 gedoen, die eerste gelowiges wat in die liggaam van Christus was, hulle het als getoets wat wie gesê het, die apostels, hoor wat hulle sê, en hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika, hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang, gesê, okay, ek sal luister wat jy sê, en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Hulle het als wat Petrus gesê, die klip, die rots waarop die kerk gebou sal word, getoets byvoorbeeld. Volgens wat? Die skrif wat hulle al reeds gehad het. Enigiets wat in teenstryd is ook met die Ou Testament in die sin van Jesus word verkondig, in teenstryd hoe die Ou Testament vir God openbaar is vals. Die nuwe en die ou is saam. Laas Sondag het ons dit vasgemaak, die hoogste autoriteit in die kerk vandag is wat? Die woord. As die dominee nie dit preek nie, fire op. So eenvoudig soos dit. Maar mense, ons word mislei in die kerk. In die wêreld. Die grootste gevaar is in die kerk
Nie in die kerk van Christus nie, maar in die kerk van die wêreld. As 'n profeet bestaan, is die woord vals, want die woord sê, moet niks byvoeg nie, moet niks uithaal nie. Maar as 'n profeet bestaan, beteken dit hy voeg by. En dis hoekom posisies net in eenvoud, soos die paus is vals, want hy is hoor as die woord, en sê, maar daai gedeelte van die woord, hoef ons nie vir hierdie jaar wat ek die hoof is van die kerk, te volg nie. Mense, dis vals. Volgende Sondag sal ons kyk na roepings en posisies wat bestaan in die kerk. Maar mense, mag ons net vanoggend besef, ek weet hierdie diens is bietjie anderster as normaalweg, maar ons moet, die skrywer van Hebreërs sê, ons kan nie meer bly by die eenvoudige dinge van Christus nie. Ons moet aanbeweeg, ons moet wys wandel. Want ek weet nie van julle, maar toe ek jonger was ek in kerke wat amazing was. Wat hier aangespreek het, en as ek nie weer daartoe gaan nie, dan voel dit, daar's iets fout met my. En weet julle wat? Soos wat ek ouer geword het ek besef dat die lok was nie Christus nie, maar hy het vir Christus gebruik vir iets heeltemal anders. En ons kan nie meer so optree nie. Ons kan nie meer met onwysheid leef op hierdie aarde nie. Ons moet die woord gebruik om die dinge te toets. En net amazing. Ons lewe eintlik in 'n genade tydperk. Dink hoe moeilik was dit vir daai mense in daai tydperk. In die Ou Testament, in die Nuwe Testamentiese era, waar hulle nog nie die volle skrif gehad het nie. Ons lewe in 'n tydperk waar ons God se woord het, waar Johannes sê vir ons in die evangelies, die woord was in die begin en die woord was by God. Hy was self God. En ons kan alles toets. My vraag is net, gaan ons bietjie tyd spandeer om te groei in wie is God, in die woord? Gaan ons bietjie daai woord sien, wat julle vanoggend voor julle het, daai boek beteken niks en ons kan hom brand. Die inhoud van dit beteken iets. Maar my vraag is, groei ons nog in dit? Toets ons nog die dinge? Of is ons skape, wat net enige iemand volg, wat sê, hy kom van God af? Ons kan nie meer so wandel nie, ons kan nie meer so leef nie. Ons praat oor en oor van ons jonger generasies. Mense, ek so skok as ek sien skole kom uit en hoe die kinders is wat daar uitstap. Die ouers van vandag leer nie meer hulle kinders, en ek praat nie van in die kerk nie, maar buite die kerk, leer nie meer hulle kinders van Christus nie. Hoekom? Want hulle is nie self in die kerk nie. Nou dink ons, ja, die wêreld daar buite beïnvloed dit. Nee, die mense kom nie meer terug nie. Hulle kom net terug wanneer dit moeilik gaan en wanneer daar nou weer 'n uitweg is wat die Here gebied het, 'n deur wat oopgemaak is, gaan hulle weer weg. En hulle kom weer terug wanneer dit donker is en dan gaan hulle weer weg. Mense, ons kan nie meer met God speel nie, ons moet ernstig raak. Net gister, en ek sluit af daarmee, en Quentin sit eintlik hier, het ons was sy pa oom Kobus se begrafnis gewees. En so mooi gedeelte was aangehaal. Dawid sê, wie is die mense kind dat die Here met hom praat? Wie is die mense kind dat die Here hom besoek? Dis eintlik die verkeerde vraag om te vra. Wie is die Vader dat hy ons besoek? Want as ek na my eie lewe kyk, elke keuse wat ek in die vlees gemaak het sonder God, het afgeloop in 'n ramp, was nie suksesvol nie. Alles wat in my is verkeerd. Dit wat goed is in my kom alleenlik van die Here af. Dit wat die Here gekweek het. En mense, in wat se genade kan ons nie vanoggend dankie vir die Here sê. Here, dankie dat alles wat goed is in my lewe het U geskenk aan my. Dankie dat U aan hierdie stof in U aangesig liefde gekoppel het. U seun gestuur het vir hierdie stof wat een oomblik hier is en die volgende oomblik weg is. Dankie dat U ons eerste lief gehad het, sodat ons U lief kan hê. Mense, kom ons sluit die oë en in dankbaarheid vra die Here vir wysheid om ons te lei en ook om valshede in die kerk aan te spreek. Kom sluit die oë. Vader, waar ons nou by mekaar kom en ook uit die woord gelees het. Vader, waar miskien vanoggend se preek bietjie anderster gehandel het. Vader, help ons om te besef dat enige keuse in die kerk wat ons aandag weg van Christus afvat, is nie volgens U woord nie.
Enige posisie in die kerk wat die aandag weg van Christus vat, is nie volgens U woord nie. En Vader, help ons om in daai nederigheid U te verkondig, dat die mense vir Christus raak sien, maar nie die prediker of die ouderling of die gemeentelid nie. Vader, dat ons kleiner sal word in U grootte. Vader, ons weet ons leef in 'n tyd wat donker is daar buite, maar ons lewe baie keer glad nie met enigste sins van bekommernis vir die wêreld nie. En vir die kinders mag deur hierdie reeks nie net ons maar mag ons 'n hart verkry wat hierdie dinge nie weet nie, wat U nie ken nie. Want Vader, U woord maak dit duidelik, dit is nie dat U ons nie liefhet en die wêreld nie liefhet nie, dis dat die wêreld U nie liefhet nie, want U het die wêreld eers liefgehad. En Vader, in dit mag U vanoggend ons vernuwe en verander. In dit mag U ons suiwer en ook herskep, liewe Here. Mag ons begin groei in wysheid. Dat ons nie langer die melk hoef te drink net van die woord nie, maar oor kan gaan na die vleis wat geëet kan word, sodat ons vaser kan staan in die geloof wat gebaseerd is op die hoop dat U seun weer terugkom. Vader, dan vra ek ook nou waar ons gaan sing, mag ons elke woord bedoel wat ons sing. Mag dit nie net 'n mooi lied wees nie, maar mag die motief wees om U te loof en U te prys en U te aanbid. Ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Kom ons staan dan en ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm en te laat groei en deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Amen. Dankie julle.